Martie van Wyk. Oor erfenis praat Martie van Wyk met ons vanmiddag oor wat laat jy na? Hallo Willem en hallo liewe luisteraar, erfenis en nalatenskap. En dit het my baie diep laat dink aan dit waarmee ek elke dag in my beroep as finansiële adviseur te doen kry. En dit is die vererwing van geld en bates. Dit wat ons ouers of miskien 'n grootouer of 'n eggenoot of iemand wat vir jou lief was, vir jou nalaat na hulle afsterwe. My vernoot sê altyd vir mense wanneer ons testamente opstel om dinge maar behoorlik te beskryf. Want hy sê kinders raak monsters as hulle erfgeld ryk. Dit klink nou miskien vir jou kras, liewe luisteraar, maar hy sê dit uit sy ervaring van 20 jaar plus sy afhandeling en werk met boedels en met erfgeld. Ouers dink gewoonlik dinge sal vreedsaam verloop, want die kinders kom ons goed oor die weg. Maar dit gebeur tog dikwels dat 'n ouer met meer as een kind nie 'n duidelike testament nalaat of duidelike beplanning gedoen het vir die verdeling van hulle bates nie. En dan in baie gevalle as daar onduidelikheid is, kan daar konflik ontstaan oor wie wat moet erf en hoe die bates verdeel moet word. So kan die afwesigheid van so 'n plan dan lei tot misverstande en onenigheid onder die kinders, en dit veroorsaak dat hulle soms vir jare nie met mekaar praat nie. Ek kan nie genoeg die belangrikheid van deeglike beplanning en deeglike kommunikasie beklemtoon nie, om hierdie potensiële uitdaging te kan voorkom en om 'n vreedsame finansiële nalatenskap na te laat. Maar weet jy Willem, die ding wat my so diep laat nadink het, is nie noodwendig die finansiële en die materiële erfenis nie. Baie mense het nie noodwendig so 'n erfenis om na te laat nie. Die werklike nalatenskap van ouers strek baie verder en baie dieper as net die oordra van finansiële bates en van materiële rykdom. Elke liewe een van ons wat op een of ander manier invloed in 'n persoon se lewe het 'n nalatenskap aan ons nageslag in die oordra van 'n gesindheid en 'n ingesteldheid oor finansies en die bates waarmee ons omgaan. Ons manier van dink oor geld en oor besittings en die waarde daarvan kan 'n baie diepgaande impak hê op die lewens van die mense wat na ons kyk. Dit sluit in ons benadering tot spaarsamigheid, die rentmeterskap wat ons uitleef en die vermoë om dankbaar te wees vir die dinge wat ons het. Hierdie gesindheid en ingesteldheid is die rykste nalatenskap wat ons aan ons nageslag kan gee, en een wat kan help om 'n lewe van finansiële verantwoordelikheid en 'n lewe van geestelike rykdom vir ons nageslag te bou. Een van die belangrikste verantwoordelikhede wat ons het, is om 'n soliede fondasie in ons nalatenskap aan ons geliefdes oor te dra. Hierdie nalatenskap strek egter baie dieper en verder as net materiële bates. Dit sluit ook die beginsels en die waardes in wat ons oordra, insluitend ons denke en gedrag wat ons het met betrekking tot geld. Willem en liewe luisteraar, vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die belangrikheid van die nalatenskap wat ons as mentors en ouers aan ons kinders oordra met betrekking tot finansies. Ook hoe ons as Christene 'n Bybelse perspektief moet hê oor geld en daardie perspektief wat ons oordra aan ons nageslag. Die finansiële nalatenskap wat ek as ouer aan my kind oordra, behels nie net die som van die geld en bates wat ek vir hulle agterlaat nie. Dit sluit ook in die finansiële waardes, gewoontes en die manier waarop ek as ouer my geld bestuur.
hierdie aspekte kan 'n diepgaande impak hê op die lewens van ons kinders en selfs van die volgende geslagte. Maar eers wil ek net gou 'n klein storieetjie vertel. Eens op 'n tyd in 'n klein hegte dorpie wat in die golwende heuwels van die platteland gelê, het 'n bejaarde vrou genaamd Abigail gewoon. Abigail was destyds bekend vir haar wysheid, haar vriendelikheid en haar onwrikbare toewyding aan haar gemeenskap. Sy het haar hele lewe toegewy daaraan om stilweg ander mense te help. Sy het hulle gehelp deur haar wyse raad of om bemoediging aan te bied vir mense wat siek is en hulle te versorg of om die dorpie se kinders wyse lewenslesse te leer. Met die verloop van jare het Abigail baie oud geword en haar eie gesondheid het begin agteruitgaan. Toe het die nuus deur die dorpie versprei en baie het gewonder wat met haar beskeie huisie en haar klein stukkie grond wat sy besit sal gebeur. Abigail het geen onmiddellike familie gehad nie, so sy het niemand gehad wat haar besittings kon oorerf nie. En haar karige spaargeld was net genoeg om eintlik maar net haar basiese behoeftes te dek. Op 'n dag het 'n groep jong dorpsmense saamgekom om Abigail te kom besoek. Hulle het geweet dat haar tyd maar beperk was en hulle wou hulle dankbaarheid uitdruk vir al die liefde en lyding wat sy deur die jare aan hulle gedeel het. Abigail het hulle met 'n warm glimlag verwelkom en hulle genooi om in haar snoesige huisie om die kaggelvuur te kom sit. Die jong mense van die dorp het haar eenvoud in haar huisie opgemerk en ook die verweerdheid van haar meubels, die rakke vol boeke, die foto's van generasies van dorpsmense wat na haar toe gekom het vir haar wysheid, maar hulle het ook die oorvloed van haar liefde en haar tevredenheid opgemerk. Dit het die hele vertrek gevul. 'n Jong man het toe maar die kans gevat en gesê, Abigail, ons het almal gedink oor wat met jou huisie en jou grond sal gebeur wanneer jy nie meer hier is nie. Ons wil jou verseker dat jou nalatenskap sal voortleef. Abigail het geknik, haar oë het geflikker en sy het verstaan. My dierbares, het sy begin. Ek het nie veel in terme van materiële rykdom nie, maar ek het iets baie waardevol. Die lesse wat ek julle geleer het en met elkeen van julle gedeel het. My ware nalatenskap is in die waardes wat ek gepoog het om in julle harte in te prent. Dit is die vriendelikheid, medemenslikheid, liefde en die belangrikheid van gemeenskap waarvan ek praat. Die jong mensies het aandagtig geluister terwyl Abigail stories van haar eie opvoeding, haar striwelinge en haar reis na die wyse vrou wat hulle bewonder het gedeel het. Sy het hulle herinner dat ware rykdom nie in goud of besittings gemeet word nie, maar in die impak wat hulle op mekaar se lewens en die lewens van toekomstige generasies het. Met trane in hulle oë het die jong mensies beloof om Abigail se nalatenskap van vriendelikheid en gemeenskap voort te leef. Hulle het beloof om vir mekaar om te sien, om diegene in nood te help en om die waardes wat sy aan hulle geleer het te koester. Toe Abigail rustig in die aand aan die slaap geraak het en oorlede is, het sy geweet dat haar ware erfenis, die waardes wat sy in die harte van haar geliefde dorpsmense gekoester het, vir altyd sal voortleef. En so het in daardie stil dorp Abigail se nalatenskap van goeie waardes altyd helder gebly, wat bewys dat die kosbaarste erfenis wat 'n mens kan agterlaat, nie geld of besittings is nie, maar die blywende impak van 'n lewe wat met liefde, medemenslikheid en 'n onwrikbare toewyding om die wêreld 'n beter plek te maak. So hoe doen ons dit op 'n praktiese manier? Ek wil veral fokus op ons finansiële nalatenskap, ons finansiële gewoontes wat ons oordra op ons kinders. Baie van ons is ouers of ons is primêre rolmodelle vir die mense om ons. Dit beteken dat die manier waarop ek my geld bestuur en waarop ek finansiële besluite neem, 'n groot invloed het op ander en op my nageslag.
As ek spaarsaam en verantwoordelik met my geld omgaan, is daar 'n goeie kans dat my kinders en die wat na my kyk, dieselfde waarde sal aanneem. Aan die ander kant, as ek onverantwoordelik of roekeloos is met geld, kan hierdie gedrag ook deurgegee word aan die volgende nageslag. Dan wat my finansiële georiënteerdheid betref, die manier waarop ons na geld kyk en ons verhouding teenoor rykdom en besittings, kan ook 'n groot impak op ander mense hê. As ek 'n obsessie het met materiële besittings en 'n soeke na rykdom en dat dit my primêre lewensdoel is, kan dit 'n negatiewe effek hê op my kinders en my nageslag. Dit kan hulle lei om dieselfde prioriteite te ontwikkel en moontlik ander belangrike aspekte van hulle lewe te ignoreer. So ons het vir mekaar gesê as Christene is dit belangrik om ons finansiële nalatenskap ook met 'n Bybelse perspektief van ons kinders na te laat, dat ons in ooreenstemming sal wees met die Bybelse waardes. Die Bybel bied vir ons 'n bron van riglyne en beginsels wat ons kan help om 'n Christelike perspektief teenoor geld te hê. Willem, ek dink byvoorbeeld een van hierdie gedeeltes is 1 Timoteus 6 vers 10. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellendes op die hals gehaal. Hierdie vers beklemtoon die gevaar van geldgierigheid en die belangrikheid van om nie die liefde vir geld bo geestelike waardes te stel nie. Willem, en dan is daar rentmeesterskap en dankbaarheid. 'n ander belangrike Bybelse beginsel is die idee van rentmeesterskap. Dit beteken dat ons erken dat alles wat ons het eintlik aan God behoort en ons is verantwoordelik om dit met dankbaarheid en verantwoordelikheid te bestuur. Ons moet aan ons kinders leer om dankbaar te wees vir alles wat hulle het en om dit te gebruik om God te dien en om ander te help. Willem, ek wil afsluit deur te sê, om 'n Christelike finansiële nalatenskap aan ons kinders oor te dra, moet ons begin deur self 'n voorbeeld te wees van die beginsels wat ons wil oordra. Dit sluit in om geld met verantwoordelikheid te bestuur, om dankbaarheid uit te leef en nie die liefde vir geld bo God te stel nie. Daarteenoor moet ons aktief met ons kinders gesels oor finansiële en Bybelse beginsels en wat ons self daaroor geleer het. Ons kan hierdie gesprekke gebruik om hulle te leer hoe om 'n begroting op te stel, hoe om spaarsaam te wees en hoe om te gee aan minder bevoorregtes. Ons moet ook vir hulle leer om die waarde van geld in die regte perspektief te plaas en nie dit as die belangrikste doel van hulle lewens te sien nie. In 'n wêreld wat dikwels die materiële oor die geestelike stel, is dit ons verantwoordelikheid as Christene om 'n nalatenskap van geestelike rykdom aan ons kinders oor te dra. Dit is 'n nalatenskap wat baie kosbaarder is as enige materiële rykdom en een wat 'n ewige impak kan hê op die lewens van ons nageslag. Laat ons dit met erns aanpak en ons kinders lei om 'n lewe te lei wat in ooreenstemming is met die Bybelse beginsels oor geld. Willem en liewe luisteraar, mag u 'n wonderlike week beleef. As u met my in kontak wil kom, is u welkom om my te kontak by 083-324-3869. Tot volgende keer. Baie dankie Willem en totsiens, liewe luisteraar.